Die ligging van volke, rasse en beskawings kan hulle lot bepaal. Dit hang af of hulle op die regte plek op die regte tyd is, of op die verkeerde plek op die verkeerde tyd. Dis 'n aanhaling van Thomas Sowell. Die pad na selfbestuur. Ander kant die mislukking van staatsbestuur. 'n Boek deur Flip Buys. Inleiding. Klein volkie. Die begrip dui op 'n toestand, 'n lotsbestemming. By klein volke ontbreek die gerusstellende gevoel van 'n ewige verlede en 'n versekerde toekoms. Hulle het almal op 'n bepaalde tydstip op hulle verlede deur die wagkamers van die dood beweeg. Deurlopend die verwaande onkunde van die groot nasies in die gesig gestaar en ervaar dat hulle voortbestaan deurlopend bedreig of betwyfel word, want hulle blote voortbestaan is in die weegskaal. 'n Aanhaling uit Testaments Betrayed, 'n essay in 9 parts, deur Milan Kundera. Die bestaansangs van 'n klein volk soos die Afrikaner is in 1946 deur die denker en digter N.P. van Wyk Louw in 'n idioom van daardie tyd en in apokaliptiese terme verwoord. Hy het gesê: "Die eise van vryheid, gelyke regte en gelyke kansse vir almal is abstrakt gestel, byna vanselfsprekend billik, ten minste wanneer ons die gewone menslikheid as grondslag aanvaar. Maar toegepas op Suid-Afrika sou dit beteken dat die klein, betreklik hoogs ontwikkelde Afrikaanse volk en die Engelse volksdeel sou versink tot magtelose minderhede tussen 'n massa swartes. Om liberaal te wees, kom minstens vir die Afrikaner, wat nie soos die Engelssprekende 'n ander land het om na te vlug nie, op nasionale selfmoord en ook individuele vernietiging neer. Die Afrikaanse volk is geen klein koloniale groep amptenare en handelaars soos die blankes in Brits en Nederlands-Indië nie, maar 'n gewortelde volk met geen ander tuiste nie. En as hy hier so minderheid word, dan weet hy dat hy so hulpeloos soos die Jood in Duitsland sal wees. 'n Mens hoef nie vandag met Louw saam te stem om te besef dat Afrikaners tans in so 'n bestaanskrisis is, dat die historikus Herman Gilomee se waarskuwing dat die kans dat Afrikaners en Afrikaans in die 21ste eeu kan verdwyn nie meer vergesog is nie. Die uitgangspunt van hierdie boek is dat staatsbestuur oor Afrikaners klaaglik misluk het en dat die enigste oplossing vir hulle bestaanskrisis groter selfbestuur is. Daarom word 'n padkaart na groeiende selfbestuur in hierdie boek uitgestippel, met planne om uitvoering daaraan te gee. Groot volke soos die Franse, die Russe, die Britte en Duitsers beleef nie die soort bestaanskrisisse waarin kleiner volke soms verkeer nie. En daarom kan hulle dit gewoonlik nie verstaan nie. Net so aanvaar meerderhede dit waarvoor minderhede soms moet veg as vanselfsprekend, soos die gewone praktyk is om besluite te kan neem oor sake wat hulle toekoms raak. Hierdie boek gaan oor die krisis en voorstelle vir oplossings vir Afrikaners as 'n kultuurgemeenskap en nie as vryswewende enkelinge nie. Net soos elke ander enkeling, gemeenskap of land, het Afrikaners die reg op 'n vrye, veilige en voorspoedige voortbestaan. Die Skotte kan of gaan hulle self nie in die groter Britse geheel oplos en hulle eie bestaan ophef nie. Die Vlaminge gaan nie besluit om bloot Belge te word nie, net soos wat die Koerde nie hulle self by die Turke gaan laat inlyf nie. Die Katalane gaan ook nie 'n streep deur hulle bestaan en hulle geskiedenis trek en net Spanjaarde word nie. Afrikaners kan en gaan hulle self ook nie ontbind nie. Afrikaners gaan ook nie deel word van 'n soort Pax Africana, oftewel Afrika Vrede, soos wat van die besette Nederlanders in die Tweede Wêreldoorlog verwag is om in 'n Pax Germanica, Duitse vrede, op te gaan nie. Daarom is die reg op voortbestaan van 'n kultuurgemeenskap deel van die internasionale reg en hedendaagse staatspraktyk. Selfs die grondwet van Suid-Afrika verwys 5 keer daarna. Die meeste mense het veelvoudige identiteite. So is die Afrikaners ook Afrikane,
Suid-Afrikaners en Afrikaanssprekendes. Afrikaners het nes ander gemeenskappe nie 'n definisie van 'n Afrikaner nodig nie. Elkeen weet of hy of sy een is, en of iemand homself of haarself net as 'n enkeling sien. Ons het nie in Afrika as Afrikaners aangekom soos koloniale groepe nie. Ons het hier Afrikaners geword. Niettegenstaande al die kritiek teen ons, het ons onsself, ons taal en talle van ons instellings na Afrika vernoem. Ons het nie Engelse, Franse of Portugese gebly wat weer na 'n moederland kon teruggaan nie. Afrikaners is deel van die groter Afrikaanse taalgemeenskap. Afrikaans is immers een taal met vele kulture en behoort aan almal wat vir haar lief is. Nie alle Engelssprekendes is Engelse nie, of nie alle Duitssprekendes is Duitsers nie. Net so is nie alle Afrikaanssprekendes Afrikaners nie. Soos in die boek beskryf word, is kultuur veel meer omvattend as taal. Dit is verstaanbaar dat sommige Afrikaners huiwerig is om openlik as Afrikaners te identifiseer, veral weens die geskiedenis van apartheid, die propagandaveldtog teen Afrikaners, die huidige politieke klimaat en die onverstandige optrede van sekere Afrikaners. Hierdie twyfel oor Afrikanerskap word deur 3 kragtige ideologiese denkerigtinge bevorder, Hierdie twyfel oor Afrikanerskap word deur 3 kragtige ideologiese denkerigtings bevorder, wat die strewes en menseregte van minderhede sterk teenstaan. Dit is die hyper-individualistiese liberalisme, staatsnasionalisme en sentralistiese sosialisme. Tog is 'n nuwe kulturele selfvertroue noodsaaklik vir Afrikaners en vir Suid-Afrika. Die bykans hopelose krisis waarin die African National Congress, oftewel die ANC, die land regeer, het reeds tot 'n grootskaalse verbrokkeling van vertroue en lojaliteit in Suid-Afrika as 'n land gelei. As Afrikaners hulle lojaliteit teenoor hulle kultuurgemeenskap ook verloor, gaan hulle baie makliker uitwyk na groener en gelyker weivelde. Dan is hulle talente verlore vir die land en al sy mense. Dit is 'n geldige vraag of Afrikaners as onverbonde enkelinge in die land sal kan voortbestaan as die Afrikaner as kultuurgemeenskap sou ontbind. Dit is selfs te betwyfel of die demografiese meerderheid die bedanking van 'n Afrikaner uit sy gemeenskap sal aanvaar en hom of haar dan anders sal behandel. Die Rus Alexander Solzhenitsyn het in 1972 tydens sy aanvaardingstoespraak vir die Nobelprys vir letterkunde die volgende betekenisvolle woorde gesê: Dit het die afgelope tyd mode geword om te praat van die gelykmaking van volke en van die onderdompeling van verskillende nasies in die smeltpot van die hedendaagse samelewing. Ek verskil daarmee. Die verdwyning van hele volke sal die mensdom nie minder verarm nie, as wanneer alle mense identies word, met dieselfde gesigte en persoonlikhede. Volke is die rykdom van die mensdom. Die minste onder hulle het sy eie besondere kleure en huisves in hom 'n besondere deel van God se ontwerp. Dit is ook die goue draad deur hierdie boek. Die pad na selfbestuur is so kort en bondig moontlik gehou en ingewikkelde onderwerpe is vereenvoudig en veralgemeen. Die boek gaan meer oor grondliggende sake as korttermyn politieke ontwikkelings. Dit gaan meer oor getye as oor golwe. Volhoubare voortbestaan verg 'n langtermynbeskouing. Gevolglik moet daar in terme van geslagte eerder as die huidige regering gedink word. Daar word uit die geskiedenis geput, nie om te weet wat reeds gebeur het nie, maar om ingelig te wees oor wat weer kan gebeur. Die geskiedenis herhaal nie homself nie, maar mense herhaal dit wel. Omstandighede verander, maar mense bly immers mense. Lou het in 1938 gesê dat die voortbestaan van 'n volk en 'n taal nie iets is wat veilig op onbreekbare tafels geskrywe bly nie. Inteendeel, dit is iets wat daagliks nuut deur sy wil en daad geskep moet word. Aldus Lou. 'n Volk se voortbestaan word nie bepaal deur abstrakte grondwetlike regte nie, maar deur praktiese dade. Daarom gaan hierdie boek
oor wat ons deur ons wil en daad kan doen om te verseker dat Afrikaners ook vry, veilig en voorspoedig in Afrika kan bly en voortbestaan en 'n blywende bydrae tot die land en al sy mense sal kan maak. Dit help nie dat ons vashaak by die grondwetlike denke van die verlede nie, want die geskiedenis staan nie stil nie en sal ons dan agterlaat. Ons kan ons ook nie oorgee aan wensdenkery, soos dat dinge van self gaan regkom, of dat die regering die land sal moet of kan regryk nie. Dit is onverantwoordelik om jou toekoms aan die genade van ander oor te laat. Ons sal self verantwoordelikheid vir ons toekoms moet neem. Daarom is oorspronklike, vindingryke en ingrypende planne wat met skepende vernuwing uitgevoer word, nou nodig. Die hede gaan nie weggaan nie. Die verlede gaan nie terugkom nie. En die toekoms gaan nie van self gebeur nie. Vader J.D. Kestel se woorde is steeds waar. 'n Volk red homself.